Baie welkom by Afrifiksie, ek is Gerhardus, ek wil graag gesels oor Afrikaanse wetenskap, fiksie en fantasie. As ek ongemaklik voorkom of dit blyk dat ek nie veel woorde het nie, vra ek om verskoning, want ek is nie gewoond om met mense te praat of selfs so met 'n kamera, maar ek voel dit is noodsaaklik om 'n begin te maak. Ek is lief vir wetenskap, fiksie en fantasie, en as kind het ek 'n paar Afrikaanse wetenskap, fiksie in die biblioteek raak geloop en het gelees. Jasper, ons ken vir Jasper en Ruimtemanne, as ek nou so vinnig aan kan dink, die Krygsheer van die Melkweg, my gunsteling, en hoe ouer ek geraak het, hoe minder het die boeke geraak, wat beskikbaar was in Afrikaans. En mens neem geensins die uitgewers kwalijk nie, want weer eens is 'n klein mark, die Afrikaanse mark, en het blyk dat min mense wel lees. Lees is ook 'n probleem. Is nie 'n liefde wat sommer net aangegroei kan word nie. Ek self het eers later begin lees, en my liefde dan nou groter geword vir wetenskap, fiksie, en ek moes myself toe beywer vir die Engels, tot waar ek op 'n punt gekom het en gesê, nee maar, kyk, ons het van Lorais hier lang en hoof, 'n groot skrywer, ons almal ken vir hom, vir wat hy vir die Afrikaans gedoen het, en hoekom kan daar nie wees in Afrikaanse wetenskap, fiksie nie? Ja, maar ek het toe op 'n soektog gegaan, ek het vir Ilse Steyn ontdek, sy het 2 boeke geskryf, Willem Martin, so dankbaar vir haar, sy het 3 boeke geskryf, Jan Rabie het 3 boeke geskryf, en dis nie op dieselfde standaard nie, want selfs het ons uitgewers het vertaalwerk gedoen, 2010, Sending na Jupiter van Arthur C. Clarke, hulle het werklik waar 'n poging aangewend, dit blyk maar net dat ons as lesers nie regtig waar het aangegryp het nie. Ek het toe nou begin met afrifiksie.com, en ons hoop dat u die webtuise sal besoek, en ons is ook maar 'n klein uitgewery, eintlik maar 'n drukkery, wat ons probeer om jong skrywers, wat wetenskap, fiksie en fantasie vir volwassenes skryf, en die uitgewers nou nie aandag gee daaraan, laat ons die boek in druk sien, ook so in 1 boek, e-boeke, en hier sit ek met 2 skitterende boeke, een van Eben van Reden, Arwantie 2953, pragtige boek, Huisstans in Canada, 'n skitterende boek geskryf, uitgegee deur Thomson Uitgewers, en dan sit ons hier so met 'n stewige wetenskap, fiksie in Afrikaans, Onderland van Gerard van Dyk, soos jy self kan sien, is dit 'n redelike dik boek om te lees. Ek self is nog nie redelik ver met hom nie, maar die man het 23 jaar geskryf, so hy het regtig waar baie tyd, energie belê in hierdie boek. En dit is my so hartseer dat toe ek die boek opspoor, het ek dadelik my 4 kopieë gekry, en ek het hom dadelik gekontak, die skrywer, en gevra, hoe gaan dit? En hy het gesê, dit gaan maar swaar. Daar is nie juist belangstelling nie, ook so met Eben van Renen, soos jy op Afrifiksie kan sien, het ons 'n videoetjie geskiet oor dit, en hy self op afrifiksie.com ook geplaas daarso, en daar is net eenvoudig, lyk nie my belangstelling nie. En ek het net gevoel, genoeg is genoeg, en dis rede hoekom ek nou met u gesels. As u weet van enige iemand wat wetenskap, fiksie of fantasie skryf vir volwassenes, Afrikaans, laat hulle Thomson Uitgewers kontak, en ons sien of hulle kan help. Ons help so ver as wat ons kan. As u van wetenskap, fiksie boeke hou, of jy hou van fantasie, en u wil enige van hierdie boeke bekom, kontak, besoek Afrifiksie, kontak die skrywers, Gerard van Dyk of Eben van Renen, of enige ander skrywer, sodat ons hierdie mark ook sy regverdige plek in die Afrikaanse taal kan gee. Baie dankie vir jou tyd. Ek kan ook noem dat ek nou dalk moontlik in die toekoms 'n bietjie boekbespreking sal hou. Ek is nou nie 'n kundige op die letterkunde nie. Ek is lief vir wetenskap, fiksie en fantasie, en ek sal nou 'n bietjie my boeke wat ek het tans in my boekrak, sal ek dan so 'n stuk deel. Skryf in op Afrifiksie, teken in, los vir ons 'n boodskap, gee vir ons raad, en dan hoop ons om jou volgende keer weer te sien. Baie dankie. Totsiens.